Dis 'n wonderlike voorreg om op hierdie spesiale dag jou te kan groet in die naam van Jesus. Op die Vrydag wat ons vandag herdenk as Goeie Vrydag, lees ons in Matteus 27 vers 51 hierdie woorde. Toe Jesus uitroep, dit is volbring en die Gees gee, sê Matteus, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Die eerste ding wat gebeur het, toe Jesus die Gees gee, en nadat hy gesê dit is volbring, sê die Bybel is dat die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo na onder. Nou die eerste vraag wat 'n mens vra is, hoe kon dit gebeur het? Dat hierdie dik, swaar voorhangsel in twee geskeur het. 'n Aardbewing kon dit seker veroorsaak het, maar Matteus sê spesifiek dat die aardbewing eers na Jesus se sterwe gevolg het, toe hy sy Gees gegee het en sy asem uitgeblaas het. Dit kon ook op geen manier deur mense vermag word nie, veral nie as die Bybel duidelik sê dat dit van bo tot onder geskeur het nie. Die enigste verklaring is dat dit bonatuurlik moes gebeur het, dat dit nie mensehande was wat dit geskeur het nie, maar God se hande. Toe daardie tempelvoorhangsel skeur, is die skeiding tussen God in die allerheiligste en die mens weggeneem. Kan jy jou net vir 'n oomblik die impak en die betekenis daarvan indink? Die Bybel gee sekere duidelike feite. Jesus het 3 uur die middag sy asem uitgeblaas. Dit was presies die uur en die oomblik toe die paaslam by die tempel geslag is om versoening vir die sondes van die volk te doen. Dan is daar skielik hierdie onverklaarbare opeenvolging van gebeure. Watter geluid toe daardie dik gordyn voorhangsel wat tussen 8 en 10 centimeter dik was, en volgens Josephus Flavius, daardie geskiedskrywer uit die eerste eeu, tussen 4 en 6 ton geweg het, 18 meter hoog, toe daardie dik voorhangsel met eens asof deur onsigbare hande van bo af middeldeur geskeur word, en die hoëpriester kan niks doen om dit te keer nie. Met eens staan die allerheiligste waawyd oop. En dan is daar die gedreun, die aarde begin bewe, die rotse skeur. En daar buitekant die Damaskuspoort het die vlekkelose lam van God so pas sy lewe vir die wêreld gegee. Is dit alles toeval? Wat is die betekenis van hierdie wondervreemde gebeurtenis? Een van die algemeenste tekens van rou in Israel was dat die naasbestaandes van die een wat gesterf het, veral die pa wie se seun gesterf het, sy boekleed geskeur het. In 'n sekere sin was daardie voorhangsel God se aardse kleed. Dit het hom in sy teenwoordigheid weggehou van die mense. En nou let op dat daardie voorhangsel van bo na onder geskeur is. Kan dit wees dat God die Vader, wie se aardse woonplek simbolies in die allerheiligste was, hierdeur sy heilige en goddelike smart te kenne gegee het, deurdat hy sy enigste seun vir die sondes van hierdie wêreld moes gee om te sterf, dat hy as teken daarvan die kleed, die voorhangsel wat hom simbolies bedek het, middeldeur geskeur het, van bo na onder. Met eens en sedertdien is God toeganklik vir elke gelowige. Hebreërs 10 vers 19 tot 22 sê hierdie woorde, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. En dis wat dit vandag vir jou en my beteken. Ons kan met vrymoedigheid deur die dood van Jesus Christus tot die teenwoordigheid van God, tot God self toetree. En ek wonder of jy nie saam met my vir 'n paar oomblikke presies dit wil doen nie.
Vader, wat 'n wonderlike voorreg, dat U nie meer vir ons bedek is, weggesteek is, en dat net die hoëpriester die eenmal 'n jaar in die teenwoordigheid kon ingaan nie. Dankie dat Jesus se dood en sy uitroep, dit is volbring, dis afgehandel, dit vir ons moontlik maak, gewone klein mensies, om met vrymoedigheid deur die Gees in die teenwoordigheid in te gaan. Ons doen dit in hierdie oomblikke, en ons dankie dat ons daardie versekering het. God is vir ons Immanuel. Hy is sommer hier by ons. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie seën en sterkte vir jou op hierdie spesiale dag.